soek ek vir jou die goeie, o stad, wat skoonste is van alle stede. Kom ons sing nou Psalm 122, beide verse. Vanaand tijdens die erediens van ons broeder Werner van Rensburg as diaken bevestig en dan sal ook losmaking gegee word aan broeder Werner Das en Barend Smit. Ons lofsang nadat ons die seën van die Here ontvang het, kom uit Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of orals blink u naam en u majesteit. Psalm 8 vers 1 tot 4 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Yeah.
Here God in die hoogste hemele, ons mag ook vanaand weer tot U met groot vrymoedigheid kom. In Christus ons Verlosser het ons toegang tot U. Dag en nag, vanaf enige plek, enige tyd, kan ons in gebed met U praat. En hoe besonder is dit om ook vanaand dit weer te doen as gemeente. U bring ons by mekaar. U voeg saam, U gee vir ons elkeen 'n kosbare plek in die kerk. Dankie Here vir die rykdom van U woord, vir Christus, die woord wat vlees geword het. En ons dankie vir elke woord wat U gespreek het, jare gelede, deur die profete, deur apostels, deur mense wat U geroep het en bekwaam gemaak het deur die Gees, gelei het, geïnspireer het om te skrywe wat waar is en vas en seker is. En ons dankie dat ons vandag daardie woord op skrif het. Ons het in ons eie taal, ons mag dit lees en oordink en daarmee besig wees. En rondom die woord maak U kinders bymekaar. U vergader U kerk op die fundament Christus. En ons dankie dat U kerk tot belydenis bring. Grond van die woord mag ons erken en U naam groot maak. Ons mag U woord nasê, napraat en dit ook as 'n getuienis gebruik in hierdie wêreld. En ons dankie vir die skat van die belydenis wat ons saam met ons mag dra. Ons het dit op skrif, maar so belangriker is dit dat ons dit in ons hart het en dat ons vanuit daardie belydenis ons geloof mag beleef. Ons is nie alleen nie. U voeg ons saam. As ons alleen moes wees, sou ons kon wonder en twyfel. Want as ons alleen is, dan sukkel ons om ons gedagtes mee agter mekaar te kry. Maar dit is so heerlik om ons denke te deel met ander en ons geloof te bely saam met ander. En nou bid ons Here dat ons uit die skat van die belydenis ook vanaand weer toegerus mag word. Die belydenis wat niks anders is as die nasê van U woord nie. Gryp ons aan, lei ons gedagtes, maak dit stil in ons, dat ons kan hoor, en dat die kosbare skat van die evangelie ook vanaand weer ons diep sal tref, net soos alle ander kere wat ons saamkom in die erediens. Sien ons in U groot genade aan, en vergeef ons ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie, die kwaad is baie. Ons ongeregtighede staan helder voor ons. Ons kan dit nog vir ander mense probeer wegsteek, maar nie vir U nie. Wees ons genadig om Christus wil. En hoor ook hierdie gebed in sy naam. Amen. U laat hom heers, tot aan die verste strande gebied hy oor die werke van die hande. U het, o Heer, dit onder hom gestel. Dit hoor sy stem en dit beef voor sy bevel. Ons gaan verder sing uit Psalm 8, vers 5, 6 en 7. Yeah.
In Sondag 14 van die Heidelbergse Katekismus bely ons die betekenis van ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. In verband daarmee lees ons uit Paulus se brief aan die Filippense hoofstuk 2, die eerste 11 verse. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die andersin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Op grond hiervan bely ons in Sondag 14, vraag 35, wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 66, vers 8, was ek deur ongeregtighede en hulle aanloklikheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Ons mag vanaand op grond van die woord aan die hand van die belydenis die wonder van Christus se ontvangenis en geboorte oordink. Mense gedagtes gaan ver terug. Ver in die geskiedenis. Na die gebeure toe die ewige Seun van God mens geword het. En nie net dit nie. Ons gedagtes gaan ook ver terug na dit wat 33 jaar later gebeur het, toe hy aan die kruis gehang het. Ons bely immers in Sondag 14 dat Christus van die Gees ontvang is, uit die maagd gebore is, en dat hy ons middelaar is, wat vir ons sondes gesterf het. Hy bedek ons skuld voor God. In Sondag 14 gaan dit nie net oor die geboorte van Christus nie, gaan ook oor sy kruisiging. Vanaf krib na kruis. Vanaf die beginpunt van sy vernedering uit die hemel neergedaal na die dieptepunt van die vernedering. Neergedaal na die hel. Dis 'n lyn wat 'n mens baie belangrik moet raak sien.
Dit is opmerklik hoe die apostel Paulus in sy brief aan die Filippense hierdie lyn ook trek, veral hier in hoofstuk 2. Hy sê in een sin, Christus het homself ontledig, hy het mens geword, ontvangenis en geboorte. En verder, hy het homself verneder tot die dood van die kruis, die dieptepunt van sy offer. Gemeente, ons gaan vanaand in hierdie lig stil staan by die ontvangenis en die geboorte van ons Here Jesus Christus. En daarin gaan dit in die eerste plek oor die eer van God en van daaruit verlossing van die mens. So het die engele ook gesing op die velde van Efrata, dit is afgedruk in die nuusbrief, die omroeper, die groot lied van die engele in die geboortenag van Christus, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, vir die mense en wie God te welbehaag het. Dit wat ons hier in Filippense 2 lees, is nie al te maklike woorde nie. Die apostel Petrus skryf in een plek van sy briewe, dat dit wat Paulus skryf, die manier hoe hy dit sê, plek nogal moeilik is. Nie omdat die Here se woord moeilik is nie, dis nie duister nie. Ons bely immers dat die woord van die Here openbaring is, dis helder, dis duidelik. Maar ons ore en ons oë is maar bietjie doof en bietjie blind om mooi te verstaan. Dit geld ook hier, ons moet mooi lees wat staan hier in Filippense 2. In vers 6 en 7 skryf Paulus: Christus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Paulus gebruik die woord roof. Dis 'n woord wat ons goed ken, ongelukkig. Hier word baie geroof in ons samelewing. 'n Baie negatiewe woord. 'n Rower kom met geweld. Hy breek. Hy maak stikkend. Hy verniel. Hy kan mense seermaak, selfs doodmaak. En nou sê Paulus, Christus het nie geroof nie. Hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dit beteken, die Here Jesus, wat self ewige God is, het nie sy goddelike eer gebruik nie, dit nie geroof nie. Hy het nie aan sy goddelike majesteit en heerlikheid vasgeklem nie, sê die 1983 vertaling. Dit nie vasgehou nie, 2020 vertaling, toe hy mens geword het nie. Inteendeel, hy het dit bewustelik vir 'n tyd lank afgelê. In die woorde van die Hebreërs skrywer, hoofstuk 2 vers 9, hy is vir 'n kort tydjie minder gemaak as engele. En engele is bediendes. Om te dink, die seun van God, ewige God, word minder as 'n bediende. Die gebeure tydens die nag van sy geboorte bevestig dit. Hoe het die ewige seun van God 'n mens geword? Waar en onder watter omstandighede is hy gebore? Die evangelies is baie sober oor die feite. Daar was vir Jesus geen plek in die herberg nie. Daar het by wyse van spreuke geen goed toegeruste hospitaalteater gereed gestaan om hom te ontvang in hierdie wêreld nie. 'n Morsige skaapstal word 'n kraamkamer. 'n Krib vir diere is die wieg. Dis vernedering. Dis verskriklike vernedering. Dis hoe die Here Jesus minder as 'n bediende geword het. Op die manier het hy sy goddelike heerlikheid afgelê. En dan moet ons vir 'n oomblik halt roep, sodat ons mooi sal oorweeg en oordink wat die skrif hier leer. Paulus sê nie dat Christus sy godheid afgelê het nie. Ons bely dit ook nie in die katekismes nie. Inteendeel, ons bevestig die teenoorgestelde. Die ewige seun van God is God, hy bly God, hy hou nooit op om God te wees nie. Ook nie toe hy die menslike natuur aangeneem het nie, het hy nie opgehou om God te wees nie.
Nie in die krib nie, nie aan die kruis nie, nie in die hel nie, nie in die graf nie. Hy het heeltyd God gebly. Hy moes. Anders kan hy nie 'n middelaar wees nie. Net in sy godheid kan hy hierdie verskriklike pad van ellende loop. Maar die heerlikheid, die glans, die majesteit wat gepaard gaan met sy goddelikheid, dit het hy afgelê. En hoekom? Vir watter rede? En met watter doel? Die antwoord lê waarskynlik op die punt van die mens se tong, om ons te verlos, om as ware mens die regverdige toorn van God oor ons sonde te dra. En dis so, ons gaan net en daarby terugkom. Maar gemeente, daar is 'n ander rede, en daar's 'n ander doel, hoekom en waarvoor Christus dit doen. Een wat voorafgaan aan ons verlossing. Dit gaan bo oor dit uit. Waarom het die Seun van God uit die hoogste hemele uitgekom, mens geword, en nie 'n mens geword in 'n paleis nie, maar in 'n krib kom lê? En dan sê Paulus in vers 11, om God te verheerlik. Hy het afgekom om God groot te maak, om aan die Vader die lof toe te bring wat hom toekom. Daarom het hy homself leeg gemaak van sy heerlikheid. Daarom is hy gekruisig. Daarom het hy gesterf. Daarom is hy neergesit in 'n graf. Daarom het God hom uit die dood opgewek om hom weer uitermate te verhef. Sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, wat in die hemel en op die aarde is, ook die wat onder die aarde is. Elke tong, die tong van gelowiges, ook die tong van ongelowiges, sal roem en bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God. Sien u broeders en susters, die ontvangenis en die geboorte van ons Verlosser is die begin van 'n lang, moeisame pad van vernedering. Dis die eerste stappe wat hy gee. En daar sou nog baie stappe volg. Daar kom versoeking, daar kom lyding, spot, onregverdige veroordeling. Daar kom 'n kruis, daar kom 'n dood, daar kom 'n neerdal na die hel. Al daardie trappe van vernedering moet uitloop op verhoging, die eer van die Here. So maak die Here reg wat ons gebreek het. Alleen so. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis die pad wat God wys. God straf die sonde regmatig aan sy vernederde seun. En langs die weg van Christus se verhoging word die herstelde reg weer aan gelowiges uitgedeel, soos geskenke wat uitgedeel word. Hy staan op uit die dood, hy vaar op na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies. As opgestane van herder en koning van sy kerk, deel hy geskenke uit. Elke Sondag is preke niks anders as geskenke uitdeel nie. Hy gee lewe tot in ewigheid. Hy gee geloof, hy gee 'n gemeenskap van heiliges. Aan God kom die eer toe. Want dis tog wat ons hier doen. Ons sing vir hom, ons bid vir hom, ons maak hom groot. Broeders en susters, dit is so belangrik dat 'n mens alles in die Bybel met mekaar in verband bring. Dit weet ons. Ons kan die versies net uitpluk nie. Dit is so belangrik dat ons ook die hele gebeure van Christus se vernedering en verhoging met mekaar in verband bring. Ons moet werklik weet wat het gebeur. Anders ontspoor ons as ons praat oor die geboorte van Christus. En nou praat ons nie net van die afgryslike manier waarop die wêreld Kersfees vier nie. Dis mos die geboorte van Christus is Kersfees. Die wêreld wat dit plat maak, dit laat verdwaal op 'n totale syspoor. Het gaan nie nou oor massale kersinkopies en kersvaders en ongeruimde kersjoluit nie. Dis alles verkeerd. Maar kom ons kom nader in die huis. Waaroor gaan die ontvangenis en die geboorte van Christus ten diepste vir jou? Gaan dit oor die mens?
Gaan dit oor die verlossing van die mens? Gaan dit oor die vertroosting van die mens? Gaan dit oor 'n aangename fees? Seker deel van Kersfees, deel van die geboorte van Christus, sy koms na die wêreld. Maar dit is nie die beginpunt nie, dit is nie die belangrikste, dit is ook nie die swaartepunt nie. Luister na die lied van die engele, en ons luister weer, eer aan God in die hoogste hemele, nommer 1, en nommer 2, vrede vir die mense wie God te behaag het. Eers die heerlikheid van God, dan vrede. Dis die orde waarin God dit self stel. En dit is nie denkbeeldig nie, dat 'n mens dit omdraai. So maklik val die fokus op die mens in plaas van God. So maklik trek ons verlossing egoïsties na onsself toe. So van, ek wil nie eendag in die hel eindig nie. Ek wil in die hemel wees. En daarom glo ek. Wat ons nou hoor, is nie 'n denkbeeldige gewonder oor een of ander teorie nie, broeders en susters. Die skrif leer ons van 'n wesenlike gevaar in ons almal se lewe. Ons moet onsself baie deeglik ondersoek op hierdie punt. Dra Christus se krib en kruis vandag nog vir ons gewig in hierdie lewe? Of skuif ons dit eintlik maar bietjie in die ewigheid in, daar ver? Ons is nou besig met ander dinge. Beleef ons elke dag die wonder en die ontvangenis en die geboorte van Christus? Of verplaas ons dit weer bietjie na Desember? Dan vier ons dit. Maar ons dink nie nou daaraan nie. Stel ons hier en nou die eer van God op die voorgrond. Leef ons regtig volgens sy wil? Is ons hier in die erediens vir hom? Of is God hier vir ons? Ons praat baie keer so, God vir ons, God help ons. En dan val die klem op ons. Hoor die woord van die Here, geliefde gemeente. Die fees van Christus se geboorte, wat ons Kersfees noem, is nie 'n fees vir die mens nie. Ook nie 'n fees van die mens nie. Dit is 'n godsfees. En daarom is dit nie 'n fees wat 'n mens 1 of 2 dae per jaar vier. Dis 'n fees wat ons elke dag vier, selfs nou in die middel van die winter. Met die geboorte van Christus word daar 'n begin gemaak aan die herstel van eer van God. En daardie begin vier ons. En ons weet, dit is nog maar net die begin. Daar's nog baie treetjies wat gevolg moet word. Elke oomblik van die dag moet ons leef bewustelik onder hierdie lied van die engele. Die eer behoort aan God in die hoogste hemele. Gaan nie oor ons nie. Gaan oor hom. Waak daarteen dat jy nie met jou beste bedoelings die verlossingswerk van Christus gerieflikheidshalwe vir jou karretjie inspann nie. Pas op dat godsdiens nie iets is wat rondom die mens draai nie, ons gevoelens en ons belewennisse nie. Dan is dit nie meer godsdiens nie, dan het dit mensediens geword, onder die vaandel van godsdiens. Die Allerhoogste laat dit nie toe nie. Hy laat hom nie een kant skuif nie. Hy laat hom nie deur 'n skepsel misbruik nie. Hy laat hom nie voor ons karretjies inspann nie. As die eer van God nie aan hom gegee word nie, is daar nie herstel vir die mens nie. Eerste dinge eerste. Genadiglik is die teendeel ook waar. Omdat Christus die eer van God herstel het, daarom is daar verlossing vir die mens. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Daardie tweede vraag in Sondag 14, is 'n belangrike een. Wat beteken die godgerigte feesvieringe rondom Christus se geboorte vir jou as volwassene, vir u as bejaarde? Selfs vir u as bejaarde wat nie meer eens in die erediens kan kom nie. Wat beteken dit vir julle kinders? Dat Christus ons middelaar is. Middelaar, bekende woord. Tegelykertyd God en mens. Uit die maagd Maria
het hy eg mens geword, ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Hierdie belydenis maak wêrelde oop, gemeente. Toe Christus gebore is hy aan alles aan sy broers gelyk gemaak. Hy is ons broer. Ons het vanoggend gehoor van die twee bloedbroers van die Here Jesus, Judas en Jakobus. In 'n sekere sin is ons ook broers van Christus. Ons is familie van hom. As broer het hy die nood van die mens deurgegaan. Hy is gebore, net soos wat ons almal gebore is. Hy ken die ongemak van 'n baba. 'n Baba wat skree en jy weet nie hoekom hy skree nie, want hy kan dit nie sê nie. Christus ken dit. Hy weet presies waarmee 'n kleuter worstel en jong kindertjies. Al die kwelvrae van tieners. Hy ken dit want hy was 'n tiener. Hy het medelee met die versoeking van volwassenes. Want hy is in alle opsigte versoek, net soos ons. Christus, ons broer, weet wat dit is om te huil as 'n kosbare vriend sterf. Hy het gehuil by die graf van Lazarus. Hy weet wat dit is om honger te hê, om nie genoeg kos te hê nie. Na 40 dae en nagte van vas het hy hongerpyne gehad in die woestyn. Hy weet wat dit is om dors te wees, dat jou keel toetrek. Hy het dors gehad aan die kruis en gevra vir water. Gebore uit die maagd Maria, sommer so 'n paar woorde. Maar dit sê, hy sit saam met ons hier in die kerkbanke, en hy gaan saam met ons huis toe, en hy is saam met jou op pad werk toe, en hy sien al die goed wat daar gebeur, hy weet presies. Ons het nie 'n verlosser, wat daar een kan staan, en vir ons sê, ek sien jy kry bietjie swaar nie. Ons het 'n verlosser, wat hier by ons is. Hy weet presies. En wat daadwerklik iets daaraan kan doen. Want hy is nie net ons broer nie. Hy is ook ons broeder. Hy is hoof van sy liggaam, sy kerk. En as broeder het hy sy lewe vir ons geoffer. Met sy onskuld bedek hy ons skuld voor God. Bedek, dis 'n mooi woord, dis 'n belangrike woord, en dis ook 'n woord wat so eie is aan die Bybel. Hy maak dit toe. Hy maak dit so toe dat 'n mens glad nie meer sien wat onder dit aangaan nie. Dis presies wat hy doen. As gevolg van sonde is ons onder die toorn van God. Nou maak Christus dit toe. God sien dit nie meer nie. Dit beteken nie dit is nog daar nie. Hy maak dit nie net toe nie, hy vat dit ook weg. Hy gaan staan tussen ons en God, sodat ons deur hom, deur God aangesien word. En so word sy krib ons wieg. Ons hoef nie in 'n krib te lê nie. So word sy kruisdood ons lewe. Ons hoef nie 'n kruisdood te sterf nie. Deur Christus se onskuld verklaar God ons onskuldig. Deur sy heiligheid maak hy ons heilig. Onthou jy wat ons vanoggend gehoor het? Geheilig in God. Ons leef onder die bedekking van ons saligmaker. Dis die kosbaarste skat waaraan jy ooit kan dink. Niks maak ons so ryk soos dit nie. Ons weet hoe ons vandag is. Ons is kinders van die Here, maar ontvang en gebore in sonde. Elke keer as 'n kind gedoop word, dan hoor ons dit. As sondige kinders doen ons nog dinge wat so verkeerd is. Aan die einde van die dag, as jy 'n bietjie terugdink wat het als vandag nou weer gebeur, selfs op hierdie Sondag, dan besef 'n mens, my lewe is nog nie wat dit moet wees nie. Mens meet jou lewe aan die Here se wet, jou gedagtes, jou woorde, jou werke, en jy sien sonde. Dis ontstellend. Want God
kry nie die eer wat hom toekom nie. Die eerste deel van die engelelied. En dan mag ons bid, Vader, bedek dit, vergeef dit met Christus se bloed. Moenie na ons kyk nie, kyk na Christus. Want hy's gebore, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy is ons broer, hy is ons broeder. Ons het 'n hoëpriester aan die regterhand van die Vader, wat deur en deur met ons te doen het. So mag ons bid, om Christus wil. Dit is versterkend. Met al ons honger en kommer, met al ons verleentheid, met al ons hartseer, kan ons na God toe gaan. Om Christus wil, vra ons wat ons nodig het. Christus weet wat ons nodig het, want hy was hier. Ons smeek elke dag, en elke dag se smeking word aangehoor. So herdenk ons Christus se geboorte in Julie, en Augustus, en September, en weer in Desember. Laat ons so die ware vreugde van Christus se geboorte ondervind in ons eie lewe. Hy is naby, so naby, soos wat geen mens aan 'n ander mens kan kom nie. Laat ons die eer aan God gee, en so die verlossing in Christus doelbewus en welbewus en met die daad beleef. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om vir Broeder Werner in die ampt van diaken te bevestig. Ek vra vir Broeder Werner om na vore te kom. En u kan die formulier volg in die Psalmboek op bladsy 151. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons broeder wat as diaken van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar
teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in die diens bevestig, vasmaak, solied vasmaak. Vir die doel moet u, broeder wat bevestig word, en ook ons wat hier aanwesig is, eers uit die woord van die Here 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook die diens van die regering. Dis die diens van die ouderlinge. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde broeder en broeders, word julle geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Huisbesoek. Deur elkeen te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer word, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. Die diaken gaan met 'n oop Bybel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat uw opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? Verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en ook volgens die leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaninge en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Werner van Rensburg, wat is hierop u antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader vir u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en die nood word by die dag groter. Kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens, wees 'n goeie voorganger vir die gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Maar gemeente, omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons nou die almagtige God in gebed aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie man, hierdie broeder, deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee hom steeds meer die gawes
wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën die Here die gemeente waaroor U hom gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in die vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink, soos ons ook nou weer uit U woord gehoor het. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Kom ons sing ons broeder toe, die seënbede van Psalm 112. Gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Vir wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit. Gods heil verlaat hom nimmer meer, hy klim in mag en eer. Psalm 112 vers 5 en 9 en daarna kan u weer gaan sit. En nou vra ek verder dat broeder Werner Das en Barend Smit vir 'n oomblik sal opstaan. Broeder Werner sit daar agter. Broeders, julle is deur die Here geroep en bekwaam gemaak om as ouderlinge en diakens in die gemeente te dien vir 'n tyd lank. Die Here het vir julle baie gawes gegee en baie genade om die werk te kan doen. En vanweë wettige redes het julle gevra vir losmaking en dit word nou eervol aan julle gegee. Maar mag die Here met julle wees in die gesin, in die werk wat julle doen, en ons bly altyd 'n lid van die kerk van Christus, in die diens van gelowige. Ontvang hiermee dan eervolle losmaking uit die ampt van ouderling en diaken. Ons het net nou dit weer so mooi gehoor in die bevestigingsformulier. Vir die diakens om hulle werk te kan doen, moet ons ons offergawes met blydskap en met vrymoedigheid gee. Kom ons doen dit nou. Ons het geleentheid om ons offergawes af te dra vir die diakonie en die tweede kollekte is vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons direk daarna sing uit Psalm 124 oor die verlossing wat God bewerk. Die troue Heer het self ons vrygemaak, die stryk is los en ons het vry geraak, vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. En dan kom hierdie kragtige seën op die einde. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Na die offergawes wat ingesamel is, sing ons Psalm 124 verse 3 en 4.
Ontvang nou met 'n dankbare hart die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Daar is net een herinnering vanaand en dit is 'n laaste geleentheid vanaand om jou naam op te skrywe as jy wil deel hê aan die feesvieringe, ons 60 jaar fees op die 1ste en die 2de Augustus. Die kennisgewing bord het die lys op hier onder die afdak. Gaan skryf dit gerus op as jy nog nie jou naam daar neergeskryf het nie. Almal baie welkom vir tee en koffie, ook die besoekers wat vanaand hier is. Kom geniet dit saam met ons.